So kom ek vertel jou 'n storie. Dit gaan 'n lang een wees. So ek hoop jy is ready. En as jy nie tyd het nie, asseblief save dit, want dit gaan rarig baie beteken vir jou. Maar okay. So ek staan op een oggend, ek voel baie laat. So ek begin wurts deur alles en ek hardloop in my huis op en af. En ek voel 'n stem sê, dit was Here by the way. Sê, luister, wees rustig, jy is betyds, hoe? Maar is okay. Wel, ek gaan aan en ek doen my ding en ek is baie rustig, jy weet, ek is baie rustig en ek doen my ding en ek gaan aan, maar ek wil weer deur alles hardloop, deur alles vlieg. Maar hierdie stem kom weer terug, luister, jy is betyds, wees rustig. Okay, ek is rustig, ek sal maar moet chill en ek doen dit. En ek voel so betyds dat ek besluit maar daai oggend om my kamer skoon te maak. En ek het gehuur daai tyd, so ek doen dit want ek wil nou terugkom in die aand na 'n vars huis. Okay, sharp. Ek stap uit, reg? Yes, dis 'n mooi sonnige dag en ek stap na die busstop toe. Niemand is daar nie, stilte in die strate. En ek dink, okay, ek is maar seker baie vroeg. Vir eens in my lewe is ek baie vroeg. Okay, en ek stap na die busstop toe. Ek kom daar, raai wat, niemand is daar nie. Natuurlik, ek is mos vroeg. En ek staan daar vir 'n ruk, iemand stap verby. Ek vra hulle, kan ek dalk jou pla? Hoe laat is dit? Hulle sê, dis 7 uur. 7 uur? Hoe? My bus ry dan 7:15. Daar's nie 'n manier dat ek betyds is nie, maar ek raak nou 'n bietjie moedeloos. Want hierdie stem het my getrek en dat ek nou laat moet wees. Maar okay. Eerste ding wat na my kop toe moes gekom het, stap terug huis toe. Maar nee, ek besluit wel, kom ek stap. Weet nie waartoe nie, maar iewers heen. Tot by 'n plek waar is dit veld. Dis net veld. En aan die ander kant van die veld is 'n highway. Jy weet waar hierdie storie gaan. Maar ek stap nou deur hierdie veld, is so stil. En hierdie stem hoor ek nou beter. En die stem gaan aan om te sê, jy gaan betyds wees. En ek is, nee, ek gaan nie. Maar ek gaan laat wees, ek sal my baas nie bel nie, ek weet. Luister, ek gaan laat wees. Ek stap op pad na daai highway toe. Ek weet, hitchhiking is baie veilig, maar why not? Ek moet by die werk uitkom, julle. En ek stap. En ek gaan aan tot by daai highway. En ek begin hitchhike. Raai wat, ek het nie geld om te betaal nie. Maar, is nie die einde van die wêreld nie. Daar's mense wat jou 'n lift sal gee. Okay, shop. En ek hitchhike. Eerste persoon stop. Hallo daar. Hoeveel het jy? Niks. Maak my deur toe. Ry weg. Okay, sorry. Tweede persoon stop. Hallo daar, gaan dit? Hoeveel het jy? Niks. Maak my deur toe. Ry weg. Ag nee, ek voel nou so moedeloos. Soos rarig, wat doen ek? Hoekom gaan ek nie terug huis toe nie? Maar shop. Die derde persoon kom en ek voel al klaar so negatief want ek weet hulle gaan my vra hoeveel het jy? Die persoon stop. So, ek bly in Mpumalanga, reg? In Leandra. So, laat ek jou 'n bietjie konsep gee. Okay, fine. Hierdie persoon stop. Hallo daar, waar gaan jy? En ek is so negatief. Ek wil net vir hulle sê, weet wat, maak jy deur toe en ry weg. Maar shop, ek gaan nie dit doen nie. Ek kort help. En hierdie stem in my sê, okay, sê vir hierdie persoon jy gaan Sekunda toe. Ek sê, okay, luister, ek gaan Sekunda toe. Hulle sê vir my, nee buddy, ek ry net tot by Kinroos. En ek is so, okay, weet jy wat, ek sal 'n entjie naby wees van die werk af en 'n entjie verder wees van die huis af. So, dis nie die einde van die wêreld nie. Dis shop, ek sal nog steeds by die werk kom. Gaan net bietjie laat wees. Okay, shop, gee my 'n lift, drop my off by Kinroos. Jene ou, ek begin nou mense vra, hoe laat is dit, so laat is dit? O nee, dis 8:15 en ek moet 8:30 by die werk wees. Ag, dis in Kinroos, Angelo. Hoe gaan jy nou nie betyds wees nie? Maar ek gaan nog hitchhike. En as jy hitchhike, dit gaan ure vat. En raai wat, waar ek werk, dit vat my as ek hitchhike het, waar hulle my aflaai, dit vat my nog 'n uur om by my werk te kom. So ek is klaar laat, ou, dis klaar. Maar hierdie stem in my sê, luister, jy's nie laat. Maak nie sin vir my nie, want ek is laat. Maar okay, ek stap aan. Ek begin hitchhike. Niemand stop vir ons nie, want luister, jy kan nie, ek wil dit nie sê nie, maar dis een ding wat julle gaan leer van my. Ek het bietjie dark humor. Jy gaan nie stop vir 'n baie nie blank is wat net staan by random plek, okay?
dis 'n ding in Suid-Afrika en ek is 'n man, baie lank en baie donker, so even nie blank is bang vir my, maar dis nie die punt nie. Die Here het my so gemaak vir camouflage, want hy het geweet ek gaan bietjie sukkel op hierdie aarde. Maar okay, sharp. Gaan aan. En ons trok se DC ry. In fact, dit was net 'n trok wat verby ry. En ek sien hierdie huge sticker op die trok met my werk se logo. En ek skree nou en fluit vir hierdie ou. Luister ou, ek en jy is op dieselfde pad. Ek en jy werk saam. En hierdie ou sien my en hy stop. Maar hy het kliphard musiek gespeel binne die trok. En hy stop. Ek werk by dieselfde plek waar jy werk. Was jy een op pad? Ermelo toe. Hy sê nee. Gaan sekonde en ek sê, oh my goodness. What are the odds? So okay, fine. Hy gee my 'n lift. Ek en hy ry saam. Ek my herken, want daar was iets in my daar was iets op my wat op hom was. Alright. So ek en hy ry nou saam. Werk toe. En raai wat? Ek was betyds. Nou Here, wat is die moral van hierdie storie? The moral of the story is, jy gaan kom waar die Here sê jy gaan kom. Jy gaan jou doelwitte bereik, maar soms gaan dit nie wees soos wat jy verwag het nie. Dalk gaan dit nie die pad wees wat jy verwag het nie. En ja, op pad soontoe, jy gaan 'n paar mense wat jy gaan vra, hoeveel het jy? En jy gaan sê, ek het niks. En dan gaan hulle sê, maak my deur toe, en dan ry hulle weg. En jy gaan mense kry wat bietjie nie daai risk gaan wil vat op jou nie. Maar luister, dit is nooit daaroor nie. Hierdie storie is oor dat jy gaan dit maak, regardless of wat ander mense sê. Just net a matter of time, verstaan? So, ek hoop dit het jou gehelp. En onthou, jy is op pad soontoe, okay?